1 Petrus 2 van vers 1 af. Lê daarom alles wat sleg is en alle bedrog en geveinsdheid en jaloesie en alle geskinder af en smag soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing nou dat julle die goedheid van die Here gesmaak het. Kom na hom toe, die lewende klip wat wel deur die mense afgekeer is, maar voor God uitverkore en vir hom kosbaar is. En laat julle as lewende klippe opbou tot 'n geestelike huis, 'n heilige priesterdom, om geestelike offers te bring wat deur Jesus Christus vir God aanneemlik is. Daar staan immers in die skrif, kyk, ek sit in Sion 'n klip neer, 'n hoeksteen, 'n uitverkore en kosbaar, maar wie in hom glo, sal verseker nie beskaam staan nie. Daarom is dit kosbaar vir julle wat glo, maar vir die ongelowiges geld, juis die klip wat die bouers afgekeer het die hoeksteen geword, en 'n klip waaroor 'n mens kan struikel, ja, 'n rots wat jou kan laat val. Hulle struikel omdat hulle aan die woord ongehoorsaam is. Hulle was daartoe bestem. Julle egter, julle inteendeel, is 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderbaarlike lig. Julle wat eers nie 'n volk was nie, maar nou volk van God is, wat eers nie ontferming ontvang het nie, maar nou ontferming ontvang het. Ons tema dan is doelgedrewe bediening, en nou moet jy goed verstaan, kerk is nie hierdie gebou nie, hierdie is net 'n gebou, kerk is jy. So as ons praat van 'n gemeente of 'n kerk se doelgedrewe bediening, dan moet jy dit op jou toepas. Wat is my of hoe lyk my doelgedrewe bediening? Hoe vat ek die waarheid, die wonderlike waarheid van hierdie Paasnaweek verhaal in die wêreld in, sodat mense die lig van Jesus kan sien? Ons gebruik vers 9, daar staan, julle is egter 'n uitverkore geslag, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk wat aan God behoort, sodat julle die deugde kan verkondig van hom wat julle uit die duisternis geroep het na sy wonderlike lig. Geliefdes, as ons kyk na Jesus se bediening, dan sien ons dat Jesus self was baie doelgedrewe. En alles wat hy doen, het hy 'n doel voor oë en hy werk na daardie doel toe. Ag, ons kan baie versies aanhaal, maar mens kan tipies kyk na Johannes 8 vers 42. Ek het nie uit my eie gekom nie, maar hy het my gestuur. Met ander woorde, die Vader het hom gestuur. En keer op keer, klomp plekke herhaal Jesus hierdie waarheid. En hy leer vir die mense dat hy gekom het om die wil te doen van sy Vader wat hom gestuur het. Die karakter van hierdie gestuurdheid sien ons ook in sy ingesteldheid. Wanneer hy in 'n teks soos Markus 10 vers 45 leer, want die Seun van die mens het ook nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie mense. Hy het gekom om dienswerk te doen en hy was doelgerig, gedrewe binne in daardie dienswerk. Hy het gedoen wat hy moes doen, sodat die plan wat die Here met hom gehad, of die plan wat God die Vader met hom gehad het, wat hy vir homself gehad het, sodat dit kon gebeur. En dit was nie 'n maklike dienswerk nie. Ek kan nie sê, ja maar, dit was nou 'n bietjie meer gemaklik en meer reguit doel voor oë nie. Matteus 26 vers 9. Jesus ging dan bid hy, dan sê hy, Vader, as dit moontlik is, laat hierdie beker by my verbygaan. Nogtans nie my wil nie, maar u wil. En dan gee hy sy lewe aan 'n kruis. Hy volbring sy doel. Ons hoor in Johannes 19 vers 30, dat wanneer Jesus aan die kruis sterf, voor hy sy laaste asem uitblaas, in sy voorlaaste woord aan die kruis, dat hy sê, dit is volbring. Dit is volbring. Eintlik in 'n triomfanklike oorwinningskreet roep hy dit uit. Dis volbring. Ek was doelgerig en ek het gedoen wat ek moes doen en dit is nou gedoen.
Die Griekse woord wat gebruik word is 'n enkel woord wat hy uitroep en is die woord tetelestai. Die woord tetelestai het 'n baie mooi betekenis. Dis in Jesus se tyd 'n finansiële term gewees wat gebruik is om te beskryf wanneer iemand se skuldbrief twee duidelike parallelle lyne oorgetrek is en daar ingeskryf is hierdie skuld is volledig afbetaal. Dis klaar, die skuld is betaal. Dis wat tetelestai beteken. Wanneer Jesus hierdie woord uitroep, dan verklaar hy het ten volle betaal vir ons sonde. So sien julle hoe nodig het ons Jesus se doelgerigtheid, sy volharding in wat hy gestuur is om te doen, nodig gehad. Kolossense 2 vers 14 leer die Here vir ons later Paulus gelei deur die Gees, hy het die skuld bewys met die aanklagte teen ons uitgewys, toe hy dit blymend weggeneem het, deurdat hy dit aan die kruis vasgespijker het. So Jesus was doelgerig en ons sien dit in die feit dat hy sê dis volbring. So hoekom sal iemand so iets sê? Want hy wou iets regkry. Hy wou iets doen en dan doen hy dit en daarom tetelestai. Hy het sy lewe gegee, die dood oorwin en dan vandag vier ons dat hy weer daaruit opgestaan het. Dat hy die dood volmaak oorwin het deur weer op te staan. Dat vandag vier ons die dag van die leë graf, van die Here leef. En hy het opgevaar en hy sit aan die regterhand van die Vader. En aan die regterhand van die Vader hou sy doelgerigtheid nie op nie. Hy sê keer op keer vir sy disippels, ek gaan om vir julle plek gereed te maak. In die huis van my Vader is daar baie woonplek. As ek nie soontoe gegaan het nie, sou ek dit nie nou vir julle gesê het nie. So hy gaan om vir ons plek gereed te maak. Hy tree vir ons by die Vader in. Elke maal wanneer jy as 'n disipel, 'n ware gelowige sonde doen, is dit daai skuldbrief, daai tetelestai skuldbrief wat afbetaal is, wat hy voor die Vader kan hou en sê, hierdie persoon is deur my volmaakte offer geheilig. En in daardie oomblik kyk die Vader na jou en sê, hierdie is 'n heilige, my kind, oor wat Jesus gedoen het. En so gaan hy aan, hy voer heerskappy. Ons hoor dat hy van homself sê in Matteus 28 vers 18, aan my is gegee alle mag in die hemel en op die aarde. As ek jou stuur, stuur ek jou in daai mag. Ons hoor dat Paulus van hom skryf in Filippense 2, dat elke tong sal erken en elke knie sal buig voor Jesus. Ons hoor, hy vaar op na die regterhand. Die regterhand is die regeerhand in die Bybel. Die een wat heerskappy voer. Hy regeer, hy is die koning. Hy regeer oor alles, ook oor jou. En soos hy doelgedrewe regeer, sy werk kom volbring het, en in ewigheid die Here is wat vir jou intree, maak hy die doel van jou lewe ook om doelgedrewe te wees. Iets wat geskep word deur sy skepper gemaak met 'n sekere doel. 'n Mens maak tog nie iets of sit iets aan mekaar en beplan en ontwerp iets omdat jy niks daarmee wil bereik nie. 'n Mens maak iets omdat jy 'n plan daarmee het. So enige iets wat geskep word, het 'n mens 'n plan. In Psalm 138, dan sê die Here, ons is in ons moederskoot aan mekaar geweef. Staan letterlik met breipenne aan mekaar gebrei, stuk vir stuk, presies soos wat jy moet wees, omdat die Here 'n doel het met jou. In hierdie teksgedeelte hoor ons hoe ons in die verlossing van die Here Jesus nuwe skepsels raak, met 'n nuwe doel, nuwe maaksels. Mense wat in die Here glo, wat nuut gemaak is deur hom, herskep is deur die Here. Kolossense 3 vers 10 sê, ons is deur Jesus nuut gemaak om weer beelddraers te wees. Nuwe maaksels, herskep deur die Here. Herskep met 'n baie duidelike doel. Die Here maak doelgerig. En dan word daar die beeld van 'n pasgebore baba gebruik. 'n Pasgebore baba wat nuut is in die lewe. Wat moet leer natuurlik, maar wat 'n sekere spesifieke doel het. As mens gaan lees in Romeine 6, dan sien mens daarin dat die Here vir ons daar leer dat ons in Christus gesterf het, maar ook weer in hom opgestaan het. Nie om maar net te doen wat mens wil nie,
maar om in hom en uit hom te leef. Paulus maak daai beeld vir ons so mooi duidelik in Galasiërs 2 vers 20 as hy sê, ek is so oorgegee aan Jesus, dat dit nie meer ek is wat leef nie, maar Jesus wat deur my leef. Jesus self benadruk of beklemtoon daardie waarheid by ons in Johannes 15, as hy die voorbeeld van die wingerdstok en die lote gebruik. Die loot kan slegs groei, omdat die wingerdstok eers lewe. Die loot kan slegs groei, omdat hy uit die wingerdstok uit kan groei. Jesus sê daar, ek is die wingerdstok, julle die lote, julle groei uit my. Omdat julle uit my groei en deur my gevoed word, daarom kan julle ook die vrugte dra wat ek vir julle bedoel. Ons kan daai woorde verander en sê, omdat julle uit my groei en deur my gevoed word en in en deur my lewe, daarom kan julle ook die doel wat ek met julle lewens het nakom. Daarom kan jy 'n doelgerigte mens wees. So in die beeld van die pasgebore baba, 'n nuwe skepsel, nuut gemaak deur die Here, hoor ons ook dan dat die Here hierdie babas op 'n baie spesifieke dieet sit. Hy sê jy moet intentioneel wees oor wat jy inneem. 1 Petrus 2 vers 2 en smag soos pasgebore babatjies na die suiwer geestelike melk, sodat julle daardeur kan groei met die oog op julle verlossing. Hierdie is die kern of die hoofopdrag wat jy in die Afrikaans nie kan sien nie, want ons deel die sinne op, is dat hierdie vers, eerste 2 verse is een lang sin, en daar's 'n hoofwerkwoord. Die hoofwerkwoord is nie wat ons aan die begin kry, wanneer daar gesê word, lê af nie, daar staan, lê af wat sleg is, lê af wat bedrog is, lê af wat gevyns het en jaloesie is nie, is 'n partisipium, is nie die hoofwerkwoord nie. Hy sê, smag, is die imperatiefie. Dis die bevel wat die Here vir ons gee. En die hoofwerkwoord van hierdie sin. Hierdie babas moet smag. En hierdie woord is die woord epipatheo. En ons vertaal dit as smag of streef. Maar dit het eintlik 'n meer intense betekenis wanneer jy na die woord gaan kyk. Daar staan eintlik om aanhoudend te wees daaroor. Om knaand te wees daaroor. Om te fokus daarop. Om aanhoudend te wees daaroor, om te smag, om die melk van die Here in te neem. Wat is hierdie melk? Wat bedoel die Here met die melk? Die suiwer geestelike melk. Dis die waarheid van sy woord, want in sy woord word hy aan ons geopenbaar, en hy is die lewe. In sy woord leer ons van hom, van die lewe. Ons word gebind aan hom. Romeine 10 vers 17 leer die Here vir ons, geloof kom deurdat jy hoor. Wat hoor? Die verkondiging van die evangelie van Jesus Christus. Dis hoe die Here geloof in ons skep, en dis hoe die Here geloof in ons werk. Hy leer vir ons, ek stuur my woord uit, ek saai dit so saad, en dit kom nie onverrigter sake terug nie. Daar waar ek dit saai, daar groei dit. Hierdie is die melk wat die Here sê hierdie babatjies moet inneem. Nou, ek dink nie dit vat 'n baie slim ou om vir my te kan sê, wat gaan gebeur met 'n babatjie wie se melk weggevat word, of wat net die helfte van die melk inkry wat hy moet inkry, of wat net 'n kwart daarvan inkry wat hy moet inkry nie. So 'n babatjie sal drasties agteruit gaan en uiteindelik sterf. En daarom sê die Here, smag na die melk. En hy sê eintlik daarin vir ons, smag na die lewe, smag om jou te verbind, om gekonnekteer te wees aan dit wat jou voed en jou laat opgroei. Want jy gaan nie net 'n babietjie bly as jy dit inneem nie, jy gaan groei. En soos 'n ou groei, raak jy sterker. Mense praat baie met my daaroor, en sê hulle, "Jeg, Reinhard, ek wil so graag die Here eer in alles in my lewe, maar hoe kry ek dit reg om hierdie en daardie ding nie meer te doen wat ek so gereeld doen nie? Of ek sukkel regtig met hierdie en ek sukkel met daai." Dan sê ek weet jy sukkel daarmee, ek het ook maar my goed waarmee ek sukkel, ons is mense, ons is sondaars. Maar die Here leer vir ons in sy woord, hoe ek sterker word, is deur repetisie. Toe ek klein was, het my ma, tot haar eie verdriet vir my probeer leer, dat as jy herhaal, dan onthou jy goed. En dan los sy my met my boeke, en dan elke 5 minute blaai ek maar net 2 bladsye aan, laat sy dink, ek's actually besig om te herhaal, om te leer, maar ek het dit nie gedoen nie. Dis hierdie punt nie. Wat hierdie leer is, dat wanneer ons hierdie melk herhaaldelik inneem, dan groei ons as babas.
as gelowiges uit babas uit. Dis die waarheid oor God en van God, waarin jy jou lewensbron vind. Dis die feit dat jy met hom een raak, wat maak dat jy gaan van dood na lewe. En as dit die waarheid daarvan is, die teks sê, julle het nou geproe hoe dit proe. As dit die waarheid is, as een word met God is hoe dit proe, om besig te wees met sy woord en sy dinge, dan moet ons mos smag om heeltyd van hierdie melk te wil inneem. Heeltyd van hierdie voedsel van die woord van die Here te wil gebruik. Want dit laat ons lewe en dit laat ons lewe groei. Om wat te doen? Dis die vraag waar ons nou verder gaan vandag. En by vers 9 uitkom. En na 'n paar van die ander verse kyk. Om te lewe uit die hoeksteen as 'n koninklike priesterdom. Te lewe uit die hoeksteen as 'n koninklike priesterdom. Bou werk bietjie anders vandag as wat dit daai tyd gewerk het. Ons het dumpy levels en ons het allerhande oulike toerusting wat ons help om seker te maak ons fondasies is reguit en ons lê die stene reguit en ons boumetode verskil net radikaal van hoe dit daar verskil het. Tog is daar baie belangrike ooreenkomstighede, soos dat 'n plek haaks moet wees, soos dat dit reguit gebou moet word, soos dat ek weet hier's baie mense wat dalk hier sit en sê, wat beteken die woord haaks? Square. Dit moet square wees. Ons doen groot moeite om waterpaste te gebruik en squares te gebruik om seker te maak dis reg. In daardie tyd se boupraktyk was die hoeksteen die een wat seker gemaak het die gebou word square gebou. Dit was die hoeksteen. Hy was die eerste klip wat gelê is. Hy was perfek haks gemaak en wanneer die gebou belyn word met die hoeksteen, dan het hulle geweet, nou bou ons mooi reguit. Nou bou ons op die regte manier. Nou bou ons 'n gebou wat sal hou. En hier leer ons in hierdie gedeelte dat Jesus op so 'n manier die hoeksteen is van gelowiges se lewe. Dat wanneer ons lewe begin met hom, die eerste steen wat neergelê word, die fondasie van waarop ons opgerig word, dat ons dit sal regkry om reg te bou. Dat ons dit sal regkry om haks te wees. Dat ons sal regkry om square te wees en ons lewe in lyn te kry met wat in lyn is met wat die Here van ons verwag en wat hy ons voorroep. Hy is die hoeksteen wat die res van die gebou bepaal. Efesiërs 4 gebruik 'n ander beeld. Daar word gesê hy is die hoof van die liggaam. Nou as iemand se brein nie meer werk nie, wat kan die liggaam doen? Nee. Hy is die een wat bepaal wat die vingers en die hande en die voete en die bene en die hart en alles moet doen. En dan sê hy, wie's daai hart? Wie's daai vingers? Wie's daai bene? Dis julle. En dis ek, vir wie die gawes gegee is. Hierdie teks leer van die lewende stene. Ons hoor lewende stene of lewende klippe. Maar wat daar letterlik staan is dat dit gekapte of gebuitelde klippe is, wat saamgevoeg word vir 'n groter doel. Nou, ek kon nie so mooi prentjie kry soos Profika gehad het nie, maar as jy kyk na daai stene daar, dan sal jy sien daar's omtrent nie een van hulle wat dieselfde vorm het nie, is dit so? Almal van hulle verskil. En dis ons. Almal van ons verskil. Nie een van ons het dieselfde vorm nie. Nie een van ons het dieselfde gawes of dieselfde gedrewendheid of wat ook al dit is nie. Maar die Here het ons gebuitel, presies soos wat ons is, om in die spasie wat hy vir ons bedoel het in te pas, sodat ons opgebou kan word as 'n gebou wat hom verheerlik. En dan gaan Petrus verder en hy pas bietjie die Nuwe Testamentiese waarheid wat hy in hierdie gelowiges se lewens neerlê op 'n Ou Testamentiese waarheid toe. Daar hoor ons dat daar geleer word in Eksodus 19 vers 5 tot 6. As julle my gehoorsaam en julle aan my verbond hou, sal julle uit al die volke my eiendom wees. 'n Koninkryk wat my as priesters dien, 'n gewyde nasie. Mense wat aan die Here behoort. Mense wat syne is. Nou kan ek julle herinner aan wat beteken
die woord kerk. Die woord kerk kom van die Griekse woord kuriakos. Dit beteken eiendom van God. Die wat aan die Here behoort. En waar kom hulle vandaan? Die woord gemeente, ekklesia, die uitgeroeptes. Voor die grondlegging van die aarde, sê Efesiërs 1 vir ons, het God julle uitverkies om heilig en onberispelik voor hom te wees. En dan 'n bietjie verder, in vers 10 van Efesiërs 1, sy doel was om alles onder een hoof, kan ons sê, bo op een hoeksteen, te verenig. En dan in Efesiërs 4, dan verduidelik hy daai beeld so mooi, dat hulle saam kan werk. Hoekom? Want hulle behoort aan my, ek het hulle uitgeroep, ek het hulle gebytel, 'n gewyde nasie gemaak, mense wat myne is, en ek wil hê die wêreld moet kan sien, jy's myne. Dis wat die Here vir jou sê, as hy sê, jy moet 'n beelddraer wees. Ek wil hê die wêreld moet kan sien, jy's myne, want ek het jou gekoop, duur gekoop, jy is myne. En dat die wêreld die Here verheerlik, omdat jy, wanneer jy syne raak, iemand raak wat sy hart gedraai word na die dinge van die Here toe. Wat sy hart gedraai word na liefde en nederigheid en lig, deurbraak, oorwinning, dit wat van die Here afkom. Myne gaan verteenwoordig my. 'n koninklike priesterdom is 'n priesterdom wat in gehoorsaamheid aan die koning, Jesus Christus, hulle lewens as dankoffers gee. Daar in die Ou Testament was die primêre werk van 'n priester om offers te gee, en daai offers het dan gemaak, was eintlik heenwysend na die volledige, volmaakte, finale offer van Jesus. Daai offers het die volk hulle vergifnis gekry. Jesus het die finale offer kom bring, sy lewe. Ons gee nou ons lewens as offer, omdat ons gesterf het in die sonde en opgestaan het aan Jesus. Daarom moet ons lewens gee. Romeine 12 vers 1, gee julle lewens as offers wat vir God aanneemlik is. Ons moet ons lewens offer. As ek besluit, wat 'n soort pa is ek, dan wil ek bidend my vaderskap vir die Here offer. Deur te sê, Here, gee dat ek pa is, presies op die manier wat U wil hê ek moet pa wees, want my paskap moet U verheerlik. As ek my werk gaan doen, dan wil ek hê die Here moet verheerlik word daarin. Daarom ook, Here, help my om in die manier waarin ek my werk doen of my besigheid bedryf, om myself te offer en U te verheerlik deur U manier aan te neem. As ek 'n man is of 'n vrou, 'n onderwyser of wat ook al jy is, Here, wys en leer my, hoe rig ek my lewe in, sodat dit 'n offer aan U is, sodat ek U manier van doen oral uitleef. Dis ons priesterlikheid. Koninklike priestervolk is mense wat onder die heerskappy van die koning hulle self offer vir sy doel. Kom ons, voor ons afsluit, kyk net na 'n paar eienskappe van 'n Ou Testamentiese priester. En dan trek ons dit na die Nuwe Testamentiese priesterrol wat ons het as gelowiges. 'n Paar van die eienskappe van priesters is dat die eerste ding is, dis 'n uitverkieste voorreg. Ek gaan nie heeltyd na die versies wat ek langs aan gesit het verwys nie. Jy kan notas neem daarvan of vir my 'n WhatsApp stuur, dan stuur ek dit vir jou as jy dit graag wil gaan lees. Dis 'n uitverkieste voorreg. Die eerste ding van my nuwe lewe in Jesus, as iemand wat nuutgebore is en gevoed word met wat van die Here afkom, is dat ek besef, wow, die Here het dit vir my gedoen. Ons ken onsself. Come on. Niemand van ons hoef verder as 20 sekondes te dink om te dink aan hoe ons eintlik tekort skiet in onsself nie. Maar die Here vat ons. Dis oor hom. Hy verlos ons. Dis 'n voorreg. Hy het ons gekies om syne te wees. En daarin het hy ons ook gereinig van sondes. Priesters is gereinig van sonde. So, hierso is ek, eiendom, gewyde geslag. Die Here het my gekoop. Die Here het my sondeloos gemaak of van my sonde gered. Sy eiendom heilig gemaak om priesterwerk te doen.
Volgende ding wat ons kan sê is dat ons geklee is vir die diens. In die Ou Testament moes priesters spesifieke kleredrag hê. In die Nuwe Testament dan sê die Here vir ons, klee jouself met nederigheid. Een van daardie soort tekste is in 1 Petrus 5, net 'n paar hoofstukke aan in vers 5. Klee jouself met nederigheid, klee jouself met liefde. Met ander woorde, die Here sê, trek die dinge wat van my afkom aan. En ek kan sien wat jy aan het vanoggend, kan ek nie? Dis vir my baie maklik om te sien. Annetjie het 'n swart baadjie, tannie Elma het 'n groen hempie en oom Jurien het 'n check hemp en 'n pen in. Ek kan baie maklik sien wat jy aantrek en dis hoekom die Here hierdie beeld gebruik. Hy sê trek dit aan. Trek aan die liefde en die nederigheid van die Here sodat dit gesien kan word. Dis hoe jy daai priesterlike diens doen. Dan verder is jy ook gesalf vir die diens. In die Ou Testament is die priesters gesalf. In die Nuwe Testament salf die Here ons eens en vir altyd. Dis hoekom ons nie meer mekaar of dinge salf nie. Ons is gesalf met die Heilige Gees eens en vir altyd. Die Heilige Gees is op ons uitgestort. Ons is gesalf met die Gees. En dis 'n wonderlike voorreg om hierdie ding te hoor. Dat die Here, wanneer hy my roep om vir hom goed te doen, of wanneer hy my roep om bediening te doen waarvoor ek gemaak is, en hy stuur my hierheen, of wil my hier gebruik, of hy wil dit of dat met my doen, dan kan ek hierdie ding vat, dat ek gesalf is met die Gees, gesalf is vir hierdie diens. Met ander woorde, die Here se krag sal hierdie dinge in en deur my werk. Ek is nie op my eie nie. Niks wat jy doen, is jy op jou eie nie. Die Here gaan saam. Die Here doen saam. Die Here gee die krag. Dan die volgende ding is ek's aangestel in God se diens. In baie werke in die wêreld dan sal jy iemand sien wat groot trots het daarin dat hy aangestel is in 'n sekere pos. Ek was jare werkloos en nou is ek aangestel. Hoe wonderlik dit is dat ek nou 'n goeie werk en nou sit nog in hierdie groot pos ook. Kan ons sê, die mens in sy sondigheid en vervallendheid voor Jesus ons gered het, was jare lank werkloos. En die uitkoms het gekom, ons is nou aangestel in diens van die Here. Ons het nou vaste werk, en ons hoef nooit weer daaroor bekommerd te wees nie. Die Here wil my en jou gebruik. Die volgende een is, priesters moet die woord van God eer. Dis presies wat ons moet doen. Vers 2 het vir ons geleer, ons moet die melk, die voedsel van die woord inneem, sodat ons kan groei. En die waarheid van die saak is, as ons nie die woord van die Here eer in ons lewe nie, sal ons agteruit gaan en nie groei nie. So hoe eer ons dit? Ons gebruik dit en sien dit vir wat dit is. Die lewendige God bekend gemaak aan jou. Uitgenooi om te verorber. Wie weet nie wat die woord verorber beteken nie. Om dit in te neem. Om dit te verslind. Soos die lekkerste ding wat jy ooit geëet het al. Psalm 119 skrywer, dis soos heuning in my mond. Ek kan nie ophou nie. Dis so lekker. In hierdie Petrus gedeelte staan daar, julle het dit gesmaak en is great. Neem dit in. Dis hoe ons die woord eer. Deur dit te sien en gebruik vir wat dit is. En dan priesters moet die pad saam God stap. Is dit nie presies wat disippelskap is nie? As ek 'n disipel van Jesus is, beteken dit, ek verloon myself, ek neem my kruis op, en ek volg vir Jesus. Dis disippelskap. Dan die volgende een, en die laaste een, priesters is boodskappers van God. Wanneer ons daai geestelike voedsel kry, dan sê die Here vir ons, gaan deel dit ook met die ander hongeres. Matteus 28, gaan na die nasies toe, maak mense my disippels. Die Here sê vir ons om getuienisse te wees van sy woord, om dit oral te gaan verkondig. Ons het Vrydag het ook gesê, maar hoe wonderlik klink die voetstappe, Romeine 10, van hom wat die goeie boodskap bring. Die geloof kom deur die gehoor. Maar hoe kan iemand glo as hy nie gehoor het nie? Hoe kan iemand glo as hy nie gehoor het nie? Daarom is die voetstappe van die prediker wat kom wonderlik, want hy's geroep om God se boodskap te bring. En as priesters, as 'n koninklike priesterdom, is ons ook geroep om die woord van die Here uit te dra en te bedien. Dis wie ons is. Om deel te wees van die kerk van die Here is nie 'n nice to have extra nie.
Dis wie jy is. Dis wie die Here jou maak, dis jou karakter, dis jou identiteit, 'n gekapte klip wat hier iewers moet inpas. Party klein klippies, party groot klippies, almal met 'n doel. Gekapte, gebytelde klippe. Ons is mense wat in ons eenheid met Jesus wedergebore, goed versorgde, nuwe mense ook een moet wees met sy doelmatigheid. Ons weet Bram sê dit altyd. Hierdie is nie 'n cruise ship nie. Jy is nie in hierdie gemeente sodat ons met skingboard allerhande lekker goedjies vir jou kan aandra en jou kan weet net voer heeltyd nie. Hierdie is 'n oorlogskip. Ons is hier om jou op te lei, om die oorlog teen die donker te gaan voer, deur die lig in die wêreld uit te leef. Daarom moet ons doelgerig kyk na elke brokkie van ons bediening en doelgerig vorentoe gaan. Omdat jy nuut is, vrygemaak, verlos deur Jesus, wat alles gegee het en oorwin het, daarom moet jy ook as 'n priester jou hele lewe aan die koning offer. En dit maak elke gelowige doelgerig in sy lewe as kerk van Jesus binne die koninkryk van die Here Jesus. Kom ons bid saam. Here, baie dankie vir die wonderlike voorreg dat U ons lewens so van rykdom inkleer en volmaak, dat U ons gekapte klippe, koninklike priesterdom, mense gemaak het wat kan bedien, wat gawes het, wat mekaar kan opbou, wat mekaar kan versterk, wat in die wêreld kan ingaan en binne die duister van die wêreld lig bring. Dis alles net U. Dis in U genade. En ons bid, ons pleit dat U ons sal help om U te verheerlik deur in ons lewe elke dag doelmatig vorentoe te gaan en daardie roeping uit te leef. Maniere te soek en te vind om dit te doen as dit moeilik is. Om uit te hou en te volhard as dit onmoontlik lyk. Om U te verheerlik deur doelgerigte koninklike priesterdom te wees wat U naam groot maak. Ons bid dit van die Here in Jesus se naam. Amen.